En ons gaan die Here vertrou om vrymaking te bring. En vanaand se sessie gaan deels om vrymaking te beleef, maar ook om jou te bemagtig en jou toe te rus hoe om ander mense te help om vry te kom. En ek gaan vir jou 'n baie eenvoudige manier wys hoe om bevryding te doen. Jy weet, toe ons destyds as Bybelskoolstudente geleer het hoe om duiwels uit te dryf, het hulle vir ons seker video's gewys van mense wat hulle bevryding opgedoen het. Dit was daar in die Kaapse flats gewees. En dit was verskriklike goed wat ons moes aanskou, en die duiwels het teruggepraat en teëgepraat, en ek onthou daar was 'n spesifieke jong dame wat deur 'n hele gang, 'n bende verkrag is, en hulle het vir haar gebid op hierdie video, en toe hulle die duiwels begin uitdryf, toe begin die duiwels op mekaar split. En die een sê, wat van hierdie een, en wat van daai een, en wat van daai een. Jy weet, tipies soos wat hulle sal doen in 'n gang. En so aan, maar ons is daai tyd so geleer, maar vandag doen ons bevryding bietjie anderster. Ons het agtergekom dat wanneer die heerskappy van Jesus in ons harte gevestig is, dan hoef ons nie met die duiwels te negotiate meer nie. Jesus het baie keer nie die duiwels toegelaat om te praat nie. Die duiwels wou graag praat en vir mense sê wie hy was, maar Jesus het hulle stil gemaak. En ons sê nie, dit kan nie gebeur nie, maar ons het agtergekom dat wanneer iemand onder die heerskappy van Jesus inkom, en dis wat ons gisterand oor gesels het, die selflose lewe is eintlik om by 'n plek te kom waar ek sê, Here, Jesus, U is die Here van my lewe. Iemand het dit so mooi gesê eendag in Engels, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. As hy nie Here is van elke aspek van my lewe, dan is hy nie Here van my lewe nie. En gisterand was so 'n kritiese aand om net by daai punt te kom weer waar ons sê, Here, ek gee alles oor. Partykeer, ek weet nie of jy partykeer voel dat jy wil opgee nie. Net ek goeie nuus vir jou, die Here sê my nie opgee nie, maar gee net oor. Gee oor in my lewe, of in my hande jou lewe. Ek wil vanaand met jou gesels oor jou sirkel van vryheid. Draai bietjie na jou buurman of buurvrou toe en sê, jy het 'n sirkel van vryheid. Jy het 'n sirkel van vryheid. Nou, elkeen van ons het 'n sirkel van vryheid. En as jy op die skyfie kyk agter, as jy sien, daar's 4 aspekte van hierdie sirkel van vryheid. Ek kon dit nie in Afrikaans laat rym nie, so ek het dit in Engels gehou, en dan gaan ek dit in Afrikaans verduidelik. Die eerste deel is responsibility, die tweede een is accountability, die derde een is authority, en die vierde een is liberty. Verantwoordelikheid, verantwoordbaarheid, gesag en vryheid. Hoekom is daai 4 goed belangrik? Want God gee vir Adam en Eva 'n verantwoordelikheid op die aarde, en hy sê, Adam, heers. Die hele hel het losgebreek oor hierdie ou se lewe en hom probeer vasbind, want die hel was bang vir wat hy vir die koninkryk van God kon beteken. En Jesus stuur sy disippels deur 'n stormagtige see waar hulle vrees vir hulle lewens. En hy sê, kan julle my teenwoordigheid deur hierdie storm dra, sodat my koninkryk daai kant kan kom, sodat ek 1 man kan vrymaak wat 10 stede gaan vrymaak. Jy sit dalk vanaand hier, God wil dalk so 'n ding in jou lewe doen, so kosbare en kragtige vrymakingswerk in jou doen. Miskien kan jy 10 stede vir Jesus wen. Miskien kan jy jou buurt vir Jesus wen. Miskien kan jy jou familie vir Jesus wen. Ons kernskrif vir vanaand is in Jesaja 10 vers 27. Dit sê, en in die dag sal sy las afgly van jou skouer en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Ek moet dit in die Engels ook lees, want die Engels is bietjie meer beskrywend. Hy sê, and it shall come to pass that in that day, that this burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke of thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Dis die salwing, ek dink Pastor Herman het dit gebid vanaand voor die tyd, dit is die salwing wat die jukke breek. Dis die salwing wat die las verwyder. Dis die salwing. En dis nie net die salwing is nie net olie nie. Ons gebruik olie simbolies van die salwing en van die Heilige Gees. Maar dis eintlik die gesalfde een. Want die naam Jesus Christus is nie Jesus se van nie. Christus beteken die Messias, of in die oorspronklike taal beteken dit die gesalfde een. Jesus, die gesalfde een. En dis die gesalfde een wat vanaand hier is.
Dis die gesalfde een wat gesê het, wanneer 2 of meer in my naam saamkom, daar's ek teenwoordig. Is die gesalfde een om elke juk te breek en elke las te verwyder. Dis die gesalfde een wat in Lukas 4 opgestaan het en Jesaja 61 gekwoteer het en gesê, die gees van die Here, die salwing van die Here is op my, om die gebrokenes van harte te herstel, om goeie nuus aan die armes te kondig, om vrymaking vir die gevangenes te verkondig. Dis die gesalfde een wat gekom het om gesê het, ek het goeie nuus. Ek het goeie nuus vir jou. En daardie goeie nuus is dat jy kan vry wees. Jy kan jou sirkel van vryheid groter en groter en groter maak. Die salwing breek die juk en verwyder die las. Ek vir jou 'n prentjie wys van twee osse. Ek gaan nie die grappie van die os vertel nie, dit gaan nie gepas wees in die kerk nie, okay. Maar die 2 osse, en op die osse is daar 'n juk. Sien jy hierdie swart hout juk? Dis die juk. En dis wat die duiwel doen, dis wat 'n demoniese gees kom doen, is, hy bring 'n juk in jou lewe, 'n juk bind my, hy bind daai os vas. Jy het al gehoor, mense praat van oop deure, partykeer maak ons deure oop. Deur besluite wat ons doen, deur aktiwiteite waaraan ons betrokke is, deur goed wat ons voorouers miskien gedoen het, onwetend, partykeer doen ons dit in onkunde, maar my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis, en wanneer ons daardie deure oopmaak, dan het die duiwel of sy bose gees partykeer wettige ingang tot ons lewe, wettige toegang, en dit bring 'n binding op ons. En dit is daardie juk wat ons het. Dan kom die duiwel en aan daai juk maak hy 'n las vas. Soos 'n ossewa wat jy trek, of soos 'n ploeg wat hy moet trek, of 2 kanne water wat hierdie os nou moet trek. En daardie las in jou lewe en my lewe kan siekte wees. Daardie las kan armoede wees. Daardie las kan depressie wees. Daardie las kan angs wees. Daardie las kan 'n krankheid wees, kan enige iets van 'n klomp goeters wees. Baie keer gaan ons uit vir gebed, en ons sê, Here, ek gee my laste vir U, vat hierdie siekte weg. En die Here raak ons aan, en daar is oombliklike verligting. Maar ons verwyder nie altyd die juk nie. So wat doen die duiwel? Hy kom en hy bring net nog 'n las, en hy hak dit weer vas in die juk, want die juk is reeds daar. En so ek glo vanaand is 'n kritiese aand in baie van ons lewe, want die Here wil vanaand die juk kom breek. Dit was Kenneth Hagin wat gesê het, the anointing is the yoke destroying, burden removing power of God. En so, wat is 'n juk? 'n Juk kan wees 'n juk van verwerping. Verwerping is nogal 'n groot juk vir baie van ons. Ons word groot met onvolmaakte ouers, gebroke ouers wat hulle beste doen, maar hulle eie verwerping op ons projekteer. En verwerping kan 'n geestelike sterk man in my lewe wees, 'n juk. En die duiwel kan allerhande goed soos angs en depressie en verslawings koppel aan verwerping. Ek onthou, ek was nog 'n jong man in die bediening, ek dink ek was 'n tweedejaars student, en ons op 'n toer gegaan, en ek dink ons was hierso in, dit was nie Boshoff nie, net vir ander kant Boshoff, Hertzogwil. Dit was aan 'n AGS gemeente bedien, en ek het tuis gegaan by mense, en die ou het gesukkel met 'n nikotienverslawing en gerook. En hy het my gesê, Jan, ek begeer so, hy was 'n polisieman, hy sê ek begeer so om op te hou rook. Toe ek saam met hom bid, toe wys die Here vir my 'n jong seentjie van 4 of 5 jaar oud. Ek sê, hoekom sien ek 'n jong seentjie? Ek sien jou as 'n jong seentjie. En jy huil. Ek sê, hoekom het jy gehuil toe jy jonk was? Hy sê, my pa het my verwerp toe ek jonk was. En toe ek daar saam met hom bid, en die Here raak sy verwerping aan. Bel hy my 3 maande terug, hy sê ek het nog 3 maande later, hy sê ek het nog nie weer aan 'n sigaret geraak nie. Die Here het my vrygemaak. Jy sien, die sterk man was nie die nikotien nie, die nikotienverslawing was die las, maar die juk was die verwerping. Ek het dink al begin 'n pad stap met 'n meisie daar in Johannesburg, sy het haar ouers vra sy met 'n pad stap, sy's op daai stadium vir 20 jaar lank aan nikotien verslaaf. Ag nie nikotien nie, heroïne. Ek moet nou nie die goed as reg kry, heroïne. Nou julle ken heroïne, hulle sê as jy daaraan verslaaf is, jy word nie vry daarvan nie. Ek dink aan Bedina, die ene slag vra sy my om saam met haar te bid, en die Here wys vir ons dat daar verwerping is, en ons vra die Here om vir haar te wys waar daai verwerping vandaan kom, en hy wys uit dat sy het goeie ouers gehad,
maar haar pa was 'n toppresteerder en sy het net eenvoudig nooit goed genoeg gevoel in sy oë nie. Sy kon net nooit goed genoeg wees nie en daardie minderwaardigheid, verwerping en minderwaardigheid het 'n juk begin vorm in haar lewe. En die oomblik toe die Here daai ding breek, toe breek hy, verwyder hy 20 jaar sy heroïneverslawing. Die Here kan doen wat mense nie kan doen nie. Amen. Hy is vanaand die gesalfde een is hier om elke juk te breek, elke las te verwyder. Nog 'n getuienis in ons vorige gemeente is daar ons kom daar aan, ek kom 16 jaar, 15 jaar terug. En ons kom daar aan en al die ouderlinge sê ons met hierdie spesifieke dame beraad en sy het ons hulp nodig. Almal het al beraad, niemand kon haar gehelp het nie. En sy op daardie stadium het vir 7 jaar lank in haar pyjamas geleef. Hulle het geen huweliksverhouding tussen haar en haar man nie. Sy ly kronies aan depressie. Sy is elke 3-4 weke word sy opgeneem in die hospitaal. Ek het eintlik laas week gesien. Amazing getuienis. En almal sê ons moet vir Marinda bid en na bedien en ek het dit nie 'n release nie en ek wag so 6 maande en ek hou dit 'n gebed maar ek het nie 'n release nie en 6 maande later kom 'n man na my toe Jan en hy sê pastoor ek gaan daar skei, ek kan nie meer nie, dis net te lank. En daardie aand kan ek nie slaap en ek intercede vir hulle en ek tree in en ek kry hierdie kompassie. Ek weet nie of jy al hierdie kompassie gevoel het as jou maag so begin draai, as jy vir jou kinders bid of jou kleinkinders of iemand na in jou en ek kry daai kompassie en ek bid daai nag deur en 3-4 uur die oggend praat die Here met my. Hy sê Marinda, hy wys my Marinda loop met 2 demone so. Hou sy hulle hande so vas. Dis haar maatjies. Dis verwerping en selfbejammering. En die Here sê vir my, gaan sê vir Marinda, as sy vandag breek met verwerping en selfbejammering, dan gaan ek haar genees. Ek bel vir Jan die oggend, ek sê Jan, jy het die hele nag nie geslaap nie, ek het 'n woord vir Marinda, maar dis hard, dis reguit. Ek het onderwerp dit aan jou as die gesag in die huis. Jy sien, Here werk altyd deur die gesagsfigure, reg? Hy sê ek bel jou terug, pastoor, hy bel my 10 minute later terug. Hy sê dis reg, Marinda sê sy's reg vir dit, kom asseblief. Ek en een van ons medepastore gaan ons deel die woord. Ek sê Marinda, ek neem jou te veroordeel nie, maar ek het 'n woord van die Here. En die Here sê vir te lank het jy met 2 maatjies rondgeloop en hulle het vrylik toegang gegee in jou lewe, verwerping en selfbejammering. Sy vertel my haar stories. Sy sê my pa was fisies mishandelend. Hy het my ma gepanelbeat. En toe ek 16 word die dag, toe besluit ek tot hier toe en nie verder en ek gaan opstaan vir my ma. En toe ek opstaan vir my ma, toe begin hy my panelbeat. En van daai dag af het ek kroniese depressie en kroniese suikersiekte, diabetes op die hoogste level. Ek sê, maar Marinda, kan jy vandag breek met daardie verwerping, jou pa vergewe en breek met daai verwerping en daardie selfbejammering? Sy sê ja, ons bid saam met haar, sy breek met dit. Die Here raak vir haar daaraan en hy genees haar van suikersiekte, hy genees haar van depressie. Ek het laasweek hulle ontmoet. Hulle is daai kerk se beste huweliksberaders. Hulle is die beste selgroepleiers. Jan het, ek sê vir hom, ek getuig gereeld, deel ek jou getuienis van hoe hierdie ou langs die pad uit die doodheid opgewek het, wat in 'n ongeluk was. Hy sê, maar ek het oefening by die huis gehad, ek moes vir Marinda 4 keer uit die doodheid opwek. Ek sê, ja, nou verstaan ek dit. God wil 'n ding in jou lewe doen. God wil vrymaking bring, hy wil die juk breek, sodat hy die las kan verwyder. En hy is hier vanaand om dit te doen. Vinnige vraagie, hoekom haat God sonde? Hoekom haat God sonde? Die Bybel sê hy haat God sonde, maar die sondaar lief. God haat sonde as gevolg van die skade wat dit doen aan die skepping, aan ons wat in sy beeld geskep is. Dis hoekom hy sonde haat. As ek en jy gedrag sien in ons kinders wat ons nie van hou nie, wat skade, jy kan daai slide afval asseblief. Dis my notas. Ek gee nou al my notas weg hier soveel. Nou gaan julle lees en nie luister nie, jy sien. Okay. As ek en jy 'n kind het wat 'n negatiewe gedrag het, dan gaan ons dit korrigeer, want ons haat die oorsaak van daai gedrag, die skade wat dit kan bring. En so, as ek en jy vry wil wees, dan moet ons daai sonde haat. Daardie negatiewe behavior wat ons het, ons moet dit haat. En ek weet nie wat dit vir jou is nie, miskien is dit om op te hou drink, miskien is dit om op te hou rook, ek weet nie wat dit vir jou is nie,
Miskien is dit om op te hou in die aande op die foon of op die komputer goed te kyk wat ons nie moet kyk nie. Ek moet dit haat. Ek het al gevind in my eie lewe, solank ek goed tolerate en verskoning maak vir dit, dan gee ek dit gesag in my lewe. God sê, hou op om verskoning te maak en gesag te gee aan hierdie goed. Ek moet dit haat, ek moet die sonde haat soos wat hy dit haat, want daardie sonde, die eerste ding wat sonde doen, dit steel my vrymoedigheid voor die troon van God. Dit maak dat ek nie met vrymoedigheid kan gaan na sy troon van genade en sê, Vader, ek het die genade en die missie nodig nie. En as dit nie genoeg rede is vir jou en my om op te hou sonder nie, dan sal daar nie ander rede wees nie. Vergeet daarvan dat dit jou huwelik kan beskadig, jou verhouding met jou kinders, jou finansiëel kan destrooi. Maar dit breek daai intimiteit, daai verhouding wat ons met God het, daai vrylike toegang, daai vrymoedigheid. En God gaan vanaand mense vrymaak. Ek gaan jou nie vra om publiek jou sondes te bely nie, so jy kan net kalm bly. Jy kan net kalm bly. Dis 'n saak tussen jou en die Here, maar jy moet daai sonde vanaand haat. Soos wat God dit haat. Want dit bring skade aan sy ontwerp binne in jou. Dis God wat ons oortuig van sonde en Satan kom om ons aan te kla. Maar God bring net oortuiging en ek hoop dat daar oortuiging vanaand in jou hart kom. Wanneer ons in die lig wandel, sê 1 Johannes 1 vers 5, so wat hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ek een van hierdie doeke kan gebruik vir 'n oomblik. Jy sien, solank sonde in die duister is, het dit krag. Solank sonde toegecover word, het dit krag. En daarom is daar krag daarin om baie keer ons sonde teenoor mekaar ook dan kan bely. Om na 'n vriend toe te gaan wat saam met my die journey stap, gaan na iemand toe wat jy kan vertrou. Nie iemand wat jou stories môre vir almal gaan vertel nie, want ons doen dit ook baie keer verkeerd. Maar gaan na iemand toe wat jy kan vertrou, bring dit aan die lig, want die oomblik wanneer ek sonde in die lig bring en dit binne in die lig van God is, dan verloor sonde 90% van sy krag oor my lewe. As ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dan het ons eerstens gemeenskap, ware gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Ek onthou, was 'n Bybelskoolstudent en daar was goed wat ek gedoen het in my verlede waar ek baie skaam was en ek kon dit vir niemand sê en ek het gevoel as ek dit vir iemand sê, gaan hulle my veroordeel. En ek het so sleg gevoel en enige iemand wat met my nice was, het ek gedink, ja, jy's net nice met my want ek is die pastoor se kind. En ek het gevoel, ek het geen vriende nie, en my wêreld het net al hoe kleiner geraak, en ek het gevoel hoe die duiwel in my gesig inkom, en ek het teruggedeins, totdat ek gevoel het, ek staan met my rug teen die muur, en ek het gesê, vandag is die dag, wat ek 'n stap vorentoe neem, en ek het na my pastoor toe gegaan, en ek gesê, ek gaan vandag vir jou alles vertel, wat ek in my lewe gedoen het, en ek wil hê jy moet saam met my bid, want vandag is die dag, wat ek gaan vry wees, en daardie dag, toe ek oopmaak, toe ek daardie sonde, wat in die duister was, dis goed dat ek lankal nie eens mee gedoen het nie, maar die skuldgevoel en die skande daarvan het my beklee, toe ek het in die lig bring, was dit so klein gebedjie en ek was vry, waarlik vry, en dis wat die Here vir jou en my instoor het vanaand. Want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Die goeie nuus wat ons vanaand het, is dat hierdie ooreenkomste wat ons met die duiwel en met demone gemaak het, deur ons onkunde baie keer, kan gebreek word. Net soos dat ek en jy 'n kontrak kan teken en baie keer hierdie optredes of behavior of goeders wat ons doen, 'n kontrak maak, 'n wettige toegang gee vir die duiwel. Ons kan ook daai deur toemaak. Ons kan daai juk laat breek vanaand deur die krag van die salwing van die Heilige Gees. So ek wil vir jou 4 stappe gee tot bevryding. Hierdie het dit vir my so eenvoudig gemaak. Jy kan hierdie 4 stappe self by die huis bid. As jy weer geval het en jy het weer aan iets betrokke geraak wat jy nie moes nie, jy het dalk weer iets gekyk wat jy nie moes nie op jou foon of weer 'n episode gehad. Jy kan hierdie goed herhaal by die huis. Jy kan dit self doen, jy kan dit ook op ander mense toepas. En hierdie is powerful. Dit is so eenvoudig, maar dit is powerful. 4 stappe. Ek gee dit in Engels want dit rym nie in Afrikaans nie, okay? Dit laat my dink aan Bali Swart. Kom ek so op 'n ligte noot want ek sien julle raak bietjie tens nou hier, laat ons nou gaan na die bevryding deel toe. So Bali Swart is daar in Nieu-Seeland. Die Springbokke toer. Kobus Wiese vertel dit. Hy sê en hulle doen 'n rugby kliniek. Verskoon my en die koerante en die nuusouens is daar en hulle hou 'n onderhoud met Bali en hulle sê, "So Bali, what is the secret to a good game of rugby?" In Bali wat net Engels praat en selfverdediging, gooi al sy Engels daar by mekaar en hy sê, "No, it are very easy. It are the 3 P's. Pressure, possession
Yes, en hy dink so. En support. So ek moes my R hier laat rym, bietjie moeilik om dit te vertaal, maar die eerste een is repent. En dis wat ons vanaand gaan doen. Repent beteken om te draai na God toe. Renounce beteken ek breek daai ooreenkoms of daai kontrak wat ek gemaak het. As ek nie mag gehad het om my kontrak te maak, het ek ook die power of attorney om my kontrak te breek. Nommer 3, release. Release the anointed one. Stel die gesalfde een vry om haar juk te breek. En dan die vierde een is meer eintlik die nasorg, is resist. Weerstaan self die sonde en Satan wanneer temptation, wanneer versoeking dan weer kom. En so ons wil nou deur 10 jukke bid vanaand. Ek glo die Here gaan mense vrymaak vanaand. Ons gaan 10 demoniese jukke aanspreek. Die eerste een is 'n gees van verwerping en van selfbejammering. Die vrugte van verwerping is hierdie onsekerheid binne my. Ek is heeltyd onseker, nie seker van myself nie, 'n swak selfbeeld, of ek onttrek, of ek rebelleer voordat mense die geleentheid het om my dalk te verwerp, 'n onvermoë om kritiek te hanteer, 'n vrees vir mense, altyd bewus van wat mense van my dink, 'n patroon van myself jammer kry, daai pity parties. Iemand wat die blame game die hele tyd speel, is bes moontlik het 'n juk van verwerping. En dan iemand wat ook 'n swerwer is. Hy kan nooit settle, sy kan nooit settle in verhoudinge of in 'n plek of in 'n kerk of in 'n selgroep nie, maar jy weet sodra dinge bietjie meer warm raak en mense mekaar beter leer ken, dan glip hy of sy weg en gaan weer ergens anders heen. So ons wil daardie juk aanspreek. As jy enige verwerping in jou lewe het, kan ek vra dat ons die ligte so bietjie dim. Inteendeel, ons kan die ligte heeltemal afsit. En die idee is nie nou om rond te kyk en te sien wie anders staan. Hier is nou 'n saak tussen jou en die Here. The question really tonight is, how free do we want to be? How free do you want to be? How free do you want to be? En ek gaan vra dat as jy enigstens met 'n gees van verwerping sukkel, en meeste van dit kom uit kindertrauma uit, kom uit die buik uit. Die van julle wat relentless gedoen het, weet my storie. Hoe my ma nie swanger wou wees met my nie. En hoe my verwerping by konsepsie begin het. Toe hulle uitgevind hulle is swanger, het my ma my verwerp. Later het sy my aanvaar, maar daardie aanvanklike verwerping het vir baie jare, vir 20, 30, seker 30 jaar of meer, het dit my geplaag. Maar vanaand wil die Here jou vrymaak van daai gees van verwerping. En enige slawerny wat daarmee saamkom, enige binding, enige addiction wat daarmee saamkom, as jy worstel met 'n gees van verwerping, wie net staan waar jy sit. As jy vanaand sê, vanaand is die aand dat ek breek met 'n gees van verwerping. Ek gaan nie by hierdie deur uitstap en daai maatjies van verwerping en selfbejammering mee hande vas en vanaand breek ek dit in Jesus naam. Here wil dit doen vir jou vanaand. Moenie skaam wees nie. Niemand gaan jou verwerp. Kan ek vra dat ons oë toemaak om vir mense wat wil staan daardie privaatheid te gee. Tonight I'm breaking the spirit of rejection and self-pity over my life. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek wil nog een kans gee vir iemand om te staan. Niemand gaan minder van jou dink nie. Niemand gaan slegter van jou dink nie. Vat die boldness and say, I'm going to stand so that Jesus can set me free, so that the anointed one can set me free. Thank you, Jesus. Ek gaan jou lei in 'n kort gebed. Ek wil jy met hart op saam met my, ek wil hê die van ons wat sit met ook hierdie gebed saam met ons, saam met hulle bid vir ondersteuning. Sê dankie Jesus, dat in U is ek 100% aanvaarbaar vir God. Ek kom vanaand en ek bekeer my van 'n gees van verwerping en ek draai weg van daardie gees na my Vader God in Jesus Christus, waar ek volkome aanvaar is. Ek kom en ek renounce elke agreement wat ek gemaak het met 'n gees van verwerping. En ek verklaar dit nietig in Jesus naam. En ek vra dat U salwing vrystel, wat elke juk verbreek en elke las verwyder. Jesus, gesalfde, kom val op my, kom breek die juk en maak my vry in Jesus naam. Terwyl jy so staan,
Of jy staan, ek wil jy net jou Maar oë wie oop van maak as die jy weet sit, dat my- bly, hou jou oë toe. Vader, dankie dat ons, kan ek vra dat die van die wat sit net bid in die gees, intercede vir hierdie mense. Here, dankie dat ons net Fokus elke eintlik op gees van myself. verwerping nou aanspreek nie en op- vra dat die Heilige Gees dit uitlig in die laaste en hulle dae gaan dit volkome die siekte vrymaak wees in Jesus naam. van ons tyd. In Nou, Jesus naam. ek wil graag Dankie praat met Heilige die ouers. Gees. Dankie Heilige Gees dat U vryf die salwing, die gesalfde elkeen van julle sê een, dankie wat dat daai julle juk laat denke breek, te verander wat daai juk deur van dit myself- verwerping in hierdie oomblik laat breek in naam van Jesus. Daai juk van selfbejammering breek in die naam van Jesus. Thank you, Jesus. You break that spirit of self-pity and depression and the rejection in Jesus' name. En in hierdie oomblik in Jesus' naam. Thank you, Jesus. You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Die volgende gees wat ons wil aanspreek is 'n gees van trots. Hy's of meerderwaardigheid of minderwaardigheid. Ek het dit gisterand verduidelik, ek gaan dit nie vanaand weer verduidelik. Trots is of meerderwaardigheid of minderwaardigheid. Hy sluit aan by verwerping, maar dit's 'n bietjie van 'n ander angle, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarseery, sê 1 Samuel 25. En eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Meerderwaardigheid of minderwaardigheid. Ek kan vir jou verduidelik wat trots is, maar ek het nie nodig nie, ons het dit gisterand gedoen. As daar enige vorm, en ek dink hierdie is een van daai wat ons almal eintlik maar moet staan. Want ons almal het een of ander vorm van trots, of dit meerderwaardigheid of minderwaardigheid is. Kan ek vra dat ons almal net sommer staan? Kom ons vat nie 'n kans op hierdie ene nie. Ons vat nie 'n kans op hierdie ene nie. Okay. Kom ons bid net en sê, dankie Vader God, dat Jesus die voorbeeld was en homself verneder het. En dat die woord sê, jy is naby die wat nederig van hart is, maar jy verwerp die hoogmoedig is. Ek bekeer my van al my hoogmoed, al my trots, my meerderwaardigheid, maar ook my minderwaardigheid. En ek renounce enige agreement met 'n gees van hoogmoed in Jesus naam. Ek verklaar dit nietig en ek breek met 'n gees van hoogmoed in Jesus naam. En ek vra, giet u gesalfde uit op my en maak my vry van hierdie gees van hoogmoed in die naam van Jesus. Daar waar jy staan, maak net jou oë oop en bid in die gees as jy kan, of andersins in jou taal. Kyk net voor en dankie Here dat ons elke gees van hoogmoed kan aanspreek in die naam van Jesus, om kan bestraf en sê gaan in die naam van Jesus. Daardie meerderwaardigheid en minderwaardigheid spreek ons aan. Heilige Gees, lig dit uit. Smeer die salwing van die gesalfde een op hierdie oomblik en maak ons vry. Maak ons vry. Dit gebeur nou. Dit gebeur nou. Daar's dit. Dit gebeur. Dankie Jesus. Right now, it's happening. Thank you Jesus, you're doing it. Doen dit net hierdie kant. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Daar's baie mense wat voel dit word so warm hier. Wie voel dit word so warm hier so binne? Dit word so warm. Baie net gou vir ons. Wie voel dit word so warm? Okay. Wie voel daar's ewe skielik 'n las van jou skouers af? Wie het dit gevoel? Okay, die Here is besig. Party van ons voel niks, maar die werk van die Here gebeur nog steeds, want is die gesalfde, it's the anointed one that brings about the breakthrough. Dis nie jy en ek wat dit doen nie. Dis hy wat dit doen. Thank you. Thank you Holy Spirit. Dankie Jesus. U maak ons vry van trots. Dankie dat U ons vry maak. Volgende een dink ek gaan ons almal ook staan. Jakobus 3, maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie wysheid wat van bo af kom nie, maar aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is daar wanorde en allerhande gemeene dade. In Engels sê dit, where there's strife and jealousy, there is every evil practice. Dit sê die wysheid wat van die aarde afkom is demoniese wysheid. Wat is dit? Dis afguns en jaloesie. Die gees van striweling in Afrikaans of strife in Engels. Afguns en jaloesie. Dit begin toe Lucifer jaloers was op God. Dit begin toe Lucifer jaloers was op Adam en Eva. Dit het verder gegaan toe Kain jaloers was op sy broer Abel. En dis 'n demoniese binding en daardie strife hardloop in ons families rond heen en weer.
'n gees van strife. Daar dieselfde boetie wat 4-5 plase by oupa geërf het, niemand anders het iets geërf nie. 10 jaar later sit hy in die Kaap in 'n ouete huis en om sy kamer en sy kos te verdien moet hy die ou mense rondry met die bussie. Hy het niks nie. Dis wat strife doen. Afguns, jaloesie en strife is een van die mees vernietigendste geeste wat families en huishoudings uitmekaar uitskeer. Ek en Katinka het 15 jaar terug toe ons hierdie dinge identifiseer in die groter familie, toe sê ons dit stop by ons. 'n Gees van strife stop by ons. Dit sal nie in ons huishouding geduld word nie. Ons sal dit nie toelaat in ons gesprekke met mekaar nie. Ons sal nie ons kinders toelaat om in 'n gees van strife te opereer in ons huishouding nie. Dit mag dalk in die familie en die bloedlyn afkom, maar dit stop hier. Dit stop met ons. Ek dink almal van ons moet hierdie streep vanaand trek. Daar waar jy staan, as jy dit sien in jou eie familie, dit is dalk nie in jou lewe nie, maar is in jou extended familie, kom dalk in jou bloed af, dan bid hierdie saam met my, sê, dankie Jesus, dat U in ander wysheid geopereer het, hemelse wysheid, nie aardse wysheid, of helse wysheid, en strife nie, en afguns, en jaloesie nie, en daarom bekeer ek my, van elke gees van strife, jaloesie en afguns in Jesus naam. En ek renounce elke agreement wat ek gemaak het met 'n gees van strife. Elke keer wat ek geskinder het van iemand anders. Elke keer wat ek iets negatiefs gesê het van iemand anderster. Wat ek afgunstig was. Ek renounce dit nou en ek verklaar daardie agreements nietig in Jesus naam. En ek vra dat U gesalfde een, Jesus die Christus, vrystel in my hart en in my huis en breek hierdie juk van strife en jaloesie en afguns in Jesus naam. Dan bid net in die gees daar waar jy staan of in jou gewone taal. Dankie Here dat ons 'n gees van strife in hierdie hand kan aanspreek oor elke hart en elke huis. En ons bestraf jou gees van strife. Ons sê gaan in Jesus naam. Gaan in Jesus naam. Hierdie is oorgegewe harte, oorgegewe huise wat oorgegee is aan Jesus Christus, die prins van vrede, nie die prins van strife nie. En daarom sê ons die gees van strife, die gees van Kain, gaan in Jesus naam. Gaan in Jesus naam en ons release die vrede en die vryheid van Jesus oor elke hart en elke huis. Langer sal dit jy nie meer afgunstig wees nie. Langer sal jy nie meer verbitterd wees nie. Langer sal jy nie meer jaloers wees nie. Langer sal jy nie meer daardie streweling in jou verhouding in jou huis toelaat nie. Maar die vrede van God vul jou hart. En jy sal gebeur dit nou. As 'n release nou net. Wie het 'n release beleef nou net? Waai net vir ons. Wie die release beleef daarso? Daar kom 'n release nou. Daar sê nou. Die Here breek generational curses of strife and jealousy in Jesus naam nou. Daar gebeur dit nou. Daar gebeur dit nou. Daar gebeur dit nou. Jy opereer, jy is heeltemal fine en dan kom jy saam met daai familie, miskien op die plaas by mekaar of 'n plek en ewe skielik is dieselfde goed gebeur as wat toe julle kinders was, asof julle nog kinders is. Die Here sê dit stop vanaand in Jesus naam. Daardie gees van strife stop nou in Jesus naam. Dit sal nie aangaan deur jou saad nie. Dit sal nie aangaan verder in jou geslag nie. Thank you Jesus. Elke twist stop. Volgende gees kan ons almal maar staan, 'n gees van vrees, angs, fobia, stres. Ons het almal 'n meerdere of 'n mindere mate daarvan. Ons weet daar's gesonde vrees, die vrees van die Here, die eerbied, die ontzag, maar dis nie dieselfde as 'n gees van vrees. Die Bybel sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die Bybel sê ook dat die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Ek glo dis 'n gebed wat ons almal kan bid vanaand. Sê net dankie Here Jesus, dat U my nie 'n gees van vrees gegee het nie. 'n Gees van angstigheid nie. Van fobias of van stres nie. En so ek bekeer my en ek draai na U toe. Na U liefde. Laat U volmaakte liefde my hart nou vul.
en die vrees na buite dryf. In Jesus naam. Ek renounce elke agreement wat ek met 'n gees van vrees gesluit het. En ek verklaar dit nietig. In Jesus naam. Laat die vrede wat alle verstand te bowe gaan, my hart en sinne bewaar. Stel die salwing vry en breek die juk van vrees en al sy simptome in Jesus naam. Bid net so in jou gees of in jou gewone taal. Dankie Here, ons 'n gees van vrees kan aanspreek in hierdie oomblik. Dankie Here, jy doen dit nou. Every spirit of fear, anxiety. Dankie Here. Every spirit of anxiety. Thank you Jesus, sweet Jesus. Thank you. Daar doen die Here dit nou. Daar doen hy dit. Die Heilige Gees doen dit nou in hierdie oomblik. Thank you, anointed one. We call on you, the Christos. Die gesalfde een, hy doen dit nou, hy breek elke juk. Thank you, Jesus. Daar doen hy dit nou. Stel net die Jesus, die vrymaker, die Gees van die Here vry. Elke gevangene vry te kom. Daar gebeur dit nou, sag, kalm. Gees van vrees gaan nou in Jesus naam. Thank you, Jesus. Dit is soos 'n wolk wat lig. Dit is soos 'n wolk wat lig. 'n Donker wolk wat oplig. Thank you, Holy Spirit. You do it again. Release. Release. Release the prisoners. Jy sal nie langer weer 'n slaaf wees van vrees nie. Jy sal nie langer in die tronk van vrees sit nie. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ek sien die beeld waar Jesus oor die disippels blaas en hy sê ontvang die Heilige Gees en ek ervaar die Here blaas oor ons en hy sê peace be still. Peace be still. Daar waar jy staan, asem net in, asem net, just breathe in the breath of God. Asem die asem van God in. Jy weet die woord Yahweh, sodat God se naam was in Hebreëus, is net die klank wanneer jy uitasem en inasem. Dis eintlik wat die klank is. So wanneer 'n Hebreëse se kind sy eerste asem gee, daai babatjie, dan sê hy Yahweh. Yahweh. Daarom sê Dawid, laat alles wat asem het die Here loof. Ek dink wat hy ook daar skryf is, met elke asem sal ek die Here loof. Yahweh. Elke asem wat ons maal, aanbid ons hom. Elke asem wat ons haal. En solank as wat jy asemhaal, is jy besig om God te aanbid en dan trek jy God se teenwoordigheid in jou liggaam in. En trek jy God se teenwoordigheid in jou sielsdimensie en in jou denke en in jou emosies in. Thank you, Lord. Perfect love. Soos wat ons asemhaal, elke asem is 'n uitnodiging, elke asem is 'n gebed. Elke asem is 'n loflied wat ons sing. En die een wat ons vrygemaak het. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Die volgende sterk man of juk wat ons wil breek is die juk van die okkulte of witchcraft. Miskien net om vinnig te verduidelik. Die westerse wêreld gebruik miskien meer okkulte. Ons praat van organisasies soos die Vrymesselaars of die Afrikaner Broederbonde. Jy kan die sitplekke inneem vir 'n oomblik. En in Afrika vind ons meer witchcraft wat meer te doen het met die sangomas, die voorvadergeeste en daai tipe heksery, maar dis dieselfde gees. In Deuteronomium 18 sê dit, daar mag niemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie. Daar mag nie 'n besweerder by jou wees nie en ook nie 'n towenaar of iemand wat voortekens lees of 'n goolaar of 'n slangbesweerder of iemand wat geeste om inligting vra en dooies raadpleeg nie. Die Here het 'n afskuw van elkeen wat hierdie soort ding doen. Trouwens, dit is juis oor die afskuwelike praktyke van die Kanaaniete dat die Here jou God hulle in jou belang gaan wegdryf. Die Here sê, ek het die Kanaaniete uitgedryf omdat hulle met witchcraft en die okkulte besig is. Daarom wil ek nie hê my kinders moet met dieselfde praktyke besig wees in die beloofde land nie. In Handelinge 19:19
Nuwe Testament sê, 'n heel party van die mense wat toorkunste beoefen het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwermuntstukke werd was. Dit was 'n geweldige praktyk gewees, dit was 'n winsgewende bedryf gewees. Die Here wil ons vandag vrymaak. Die Here wil ons vandag vrymaak. As jou voorouers miskien betrokke was in die okkulte, in die enige vorm van die Afrikaner Broederbond of die vrymesselaars, of water gewys het, of glasie gespeel het, of Dungeons and Dragons gespeel het, of Ouija board gespeel het, of Ouija board gespeel het, of palm lees, of by die waarseer was, of enige iets van daardie vorme, of horoscopes gelees het, of die sterretekens gelees het, enige een van daai goed, as ons betrokke raak by daai, dan sê ons, Satan, ek wil hoor wat jy sê oor my lewe. Ek wil 'n profesie by jou gaan kry oor my toekoms. En Here sê, ek wil nie hê julle moet dit deelneem, want ek het juist die Kanaaniete uit die land uit gedryf, sodat julle die land kan suiwer. En nou het julle verstrengel geraak in hulle maniere van dinge doen. So as jy weet dat jy daarbij betrokke was, en dis probably weer een van daai kombersgebede wat ons moet bid, want jy weet nie, miskien was jou oupa grootjie daarbij betrokke, of jou ouma grootjie, of iemand. So ek wil wonder of ons nie maar almal net weer moet staan, en namens, en dit gee ook die ouens wat regtig moet staan, die vry, dat hulle daarom nog nie uitstaan nie, jy weet, so, dit help baie ou daarom so bietjie, jy weet. So, het laat my dink aan die tannie, wat die appel wil eet in die bus, en maar sy het valstande, en nou check sy die mooi Granny Smith appel, en sy polish hom so mooi rooi, en so jong man wat die langs daar sit, en sy kyk hom so vir 5 minute, en sy gee later die appel vir die jong man, en sy sê, Boeta, wil jy hom nie net vir my staart nie, jy weet. So ons het net iemand nodig, wat hom net kan staart vir ons hier so vanaand, okay. Die okkulte, ons wil die juk van die okkulte breek, steek net jou hande op, en sê, dankie Vader God, die my vanaand vrymaak, en dat ek my vanaand kan bekeer, namens myself, namens my ouers, namens my voorouers, of my grootvoouers, vir elke en enige betrokkenheid, by die okkulte, en by heksery, in Jesus naam, die wat betrokke was by die vrymesselaars, ek bekeer my daarvan, of sangomas gaan sien het, of die kristalbal, of waarseers, of water gewys het, of okkultiese speletjies gespeel het, ek bekeer my daarvan, namens myself, en my voorsate, en ek draai na U toe, in bekering, en ek verklaar nietig, elke agreement, wat ek gemaak het, renounce ek nou, in Jesus naam, met die gees van die okkulte, en witchcraft, en ek vra, stel U salwing vry, U gesalfde een, Jesus Christus, en breek, elke juk, van die okkulte, en van witchcraft, oor my lewe, in Jesus naam, en verwyder elke las, wat daarmee saamkom, in Jesus naam. Ok, bid net in tale, of bid in jou Afrikaans, hou net aan bid, maak net jou oë oop, want die oë is die venster vir die siel. Dankie Here, dat ons 'n gees van witchcraft en die okkulte kan aanspreek, in elke hart, en elke huis in hierdie oomblik, en dankie Heilige Gees, dat U dit nou uitlig, in Jesus naam. Dankie Here, dat ons self beroep op die gees van die Here, die gesalfde een, wat gekom het om prisoners vry te maak, om gevangenes vry te maak in hierdie oomblik. In hierdie oomblik is daar vrymaking. Daar gebeur dit nou, dit begin nou. Dankie Heilige Gees. U doen dit nou. Tot die 3de generasie, tot die 4de generasie, tot die 5de generasie. Dankie Here. Dankie Here, dat U vat dit terug. U vat dit terug, U maak daai bloedlyn skoon, dit stop met ons, dit stop hier vanaand, dit stop vandag, dit gaan nie na ons kinders toe nie, dit gaan nie na ons kleinkinders toe nie, dit gaan nie na hulle kinders toe nie, in hierdie oomblik, dit sal nie manifesteer in ons liggame nie, dit sal nie manifesteer in ons huwelike nie, dit sal nie manifesteer langer in ons huise nie, dit sal nie langer manifesteer in ons finansies nie, in Jesus naam. Dankie Here dat daar vrymaking kom nou.
Mense word in hierdie oomblik genees van kwale wat jy vir jou lewe lank of vir jare lank dra, wat jy nie kan verstaan nie, wat die dokters nie kan gesond kry nie. In hierdie oomblik, daar's suikersiektes wat die Here nou gesond maak. Daar's suikersiektes wat die Here nou aanraak. Daar's lae en hoë bloeddruk wat die Here nou aanraak. Daar's hartkwale wat die Here nou aanraak. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus, daar's 'n gees van armoede wat die Here nou breek, wat kom saam met vrymeselary en broederbond en daardie secret organisasies. In die naam van Jesus, daardie gees van slawerny word gebreek. Gees van armoede word gebreek. Daardie juk word verwyder, die las word verwyder in die naam van Jesus. Dankie Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You're doing it right now. More. Thank you Holy Spirit. Meer van U. Meer van. Kom ons hou net so 'n bietjie aan intercede. As jy reeds vrymaking beleef het, bid vir iemand anders. Bid in jou taal want iemand anders moet vrymaking kom. Dankie Here. Dankie Here. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dankie Here, U trek 'n laar rondom ons. U trek 'n laar van beskerming rondom ons families, rondom ons kinders en hulle kinders. Dankie Here, U trek 'n laar rondom ons huwelike. En ons sê Satan tot hier toe en nie verder nie in die naam van Jesus. Tot hier toe en nie verder nie in die naam van Jesus. Thank you Jesus. The boundaries have fallen in pleasant places for us. En dankie Here dat die duiwel nie langer van ons sal steel nie. Nie langer van ons gesondheid sal steel nie. Daar's mense hier, jy het net random mediese goed wat net gebeur met jou en jy kan dit nie verklaar nie. Dis die een ding na die ander ding na die ander ding. Die Here sê, ek maak jou vanaand vry van 'n gees van krankheid wat gekom het saam met witchcraft en die okkulte in Jesus naam. Daardie vloek word gebreek in hierdie oomblik in Jesus naam. Thank you Jesus. Thank you Lord, you do it again. Right now. Right now. Begin die Here loof en prys. Begin die Here loof en prys vir jou vrymaking. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Ek sien dat die Here elkeen van ons bekleed met 'n spierwit kleed. A cloak of righteousness. Jesus het sonde geword vir ons, sodat ons kan geregtigheid word in hom. Hy het alles geword wat ons was, sodat ons alles kan wees wat hy is. Sien net hoe hy jou toedraai na die kleed van geregtigheid. Witter as sneeu. Witter as sneeu. Die duiwel het geen langer enige houvas, geen langer enige toegang tot jou nie. Daardie krankheid wat jou geplaag het, daardie armoede wat jou geplaag het, daardie negatiewe gedagtepatrone wat jou geplaag het, want jy is net nooit goed genoeg nie. Kom van oupa en oupa grootjie wat in die broederbonders was en die vrymesselaars. Dit het 'n oop deur gegee. Die Here sê dit breek vanaand. Daardie gees van depressie op jou breek vanaand, daardie angs op jou lewe breek vanaand in die naam van Jesus. Daardie vloek wat uitgespreek is, jy weet as jy in die vrymesselaars is, maak jy 'n covenant met die dood, dat as jy wegbreek, hulle jou kinders kan vat. Daai gees kan jou kinders vat. Vader, dit stop hier in Jesus naam, sê ons vanaand. Dit stop hier vanaand met ons. No more in Jesus name. No more. Hy kleed ons in 'n spierwit kleed. Ons breek met daai. We renounce it in Jesus name. En die salwing breek elke juk in die naam van Jesus. Die volgende gees wat ons wil aanspreek is 'n gees van welis, seksuele sonde. 1 Korintiërs 6 sê vlug vir hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Ek hoef nie dit vir jou uit te lig nie, maar enige seksuele sonde of dit egbreek is, buiteegtelike verhoudinge, pornografie, addictions. Daar's 'n hele lys vandag nie. Mense ontwikkel nuwe maniere om hierdie goed te doen. God wil ons vanaand vrymaak. God wil ons vanaand vrymaak. En God wil jou huwelik, as jy getroud is, wil God jou huwelik hemel op aarde maak. Maar jou huwelik kan nie hemel op aarde wees as daar kompromie is in die area van seksuele sonde nie. En of dit iets is wat lank terug gebeur is, wat nog nooit onder die bloed gebring is nie, en of dit iets wat jy nou doen, dit gaan jou verhouding met jou man of jou vrou beïnvloed. Maar die Here sê vanaand, daarom gaan ek vra dat almal bly staan. Weer eens, start hom net vir daai ouens wat
wat dalk kan sukkel, is nie ouens onnodig embarrassed nie, is dit alright? Staan maar almal. Want almal van ons oupa het ergens die kat in die donker geknyp, is dit nie waar nie? Is dit nie? OK. So kom ons bid net, sê dankie Vader God. Dat U my vanaand kom skoon was. U my vanaand kom rein maak. My gewete kom reinig. Ek bekeer my dan vanaand van elke seksuele sonde wat ek, my ouers, my voorouers, my grootvoorouders gepleeg het. En ek breek met daardie sonde. Ek renounce elke agreement wat ek en my ouers en my voorouers met 'n gees van welis gemaak het. Deur egbreek, deur buiteegtelike verhoudinge, deur hoerery, deur sodomie of homoseksuele leefstyl, deur seksuele rituele, deur pornografie en elke ander seksuele praktyk. Ek breek daardie kontrakte in Jesus naam en ek maak 'n nuwe kontrak met die Heilige Gees van God, die Gees van reinheid, wat my skoon was, wat my reg voor Vader God plaas. En ek nooi U uit, stort U salwing op my uit, breek hierdie juk van welis oor my lewe, oor my gedagtes, oor my emosies, in Jesus naam, en verwyder elke las wat dit saambring, in Jesus naam. Amen. Hou net aanbid in jou taal, of in wat ook al taal, kyk net vir my, dankie Here, dat ons 'n gees van welis nou kan aanspreek, in die naam van Jesus, waar ook al hy vandaan kom, gee ons nie om nie, maar ons stuur hom dan toe terug, na waterlose plekke, in Jesus naam, ons sê, jy gaan hierdie verlostes vanaand moet verlaat, ons beveel jou aan om te gaan, in die naam van Jesus, net omdat my pa en my oupa groetjie dit gedoen het, beteken nie dat ek dit gaan doen, dat ons dit gaan doen nie, dankie Here, dat ons vanaand waarlik vrykom, Heilige Gees, dat U die salwing vanaand vrystel, en elke gees van welis, in die naam van Jesus gaan. Jy dink jy kan nie vrykom nie, my boeta, die Here sê, vanaand is jou aand, vanaand is die aand, ek sien 'n kop klem, soos daai wat hulle, die reeksmoordenaars, hulle sit hulle koppe so in 'n klem, dat hy niks kan doen. Die Here sê, hy breek daardie kop klem oor jou denke, oor jou fantasie wêreld vanaand, jy sê, ek is so verslaaf aan pornografie, niks en niemand nie, maar Jesus vanaand gaan jou vrymaak, die gesalfde een vanaand, maak jou brein, hy rewire jou brein vanaand, in die naam van Jesus, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Sal jy waarlik vry wees. Is verkragt, molesteer, seksueel abuse, toe jy jong was as 'n jong meisie. En die Here maak jou vanaand, genees hy jou van dit. In die oomblik maak hy jou vry, onvoorwaardelik vry. Sê, ek is jou so lief. Ek het my hart so seer gemaak om te sien dat jy in hierdie tronk leef al hierdie jare en daardie skuldgevoel dra, daardie skande dra, en die Here sê, dit was nie jou skuld nie. Maar ek het gewag dat jy my toe kom, want ek wil jou vry maak. Soos daai arend wat in die hok sit en nie kon uitkom nie, vanaand is jou aand om uit te hardloop en jou vlerke te span. En ek maak jou vry. Ek maak jou vry. Ek maak jou waarlik vry in Jesus naam. Dankie Jesus. Elke hart, elke huis vry. Ons hoef nie soos die wêreld te wees nie. Ons hoef nie soos die wêreld te leef nie. Net omdat almal dit en dat doen en dit en dat. Ons gaan nie daai mense wees nie. We're going to be the church of Jesus Christ. We're going to be holy. We're going to be set apart. We're going to be sanctified unto the Lord. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat die salwing van Jesus Christus op ons lewe is. En elke juk breek. In Jesus naam. Here, ons breek ook elke sielsband. Dit kom saam met hierdie en sê net dankie Jesus, dat ek ook elke sielsband breek met elke persoon waarmee ek intiem verkeer het in my lewe en waarmee ek nie vandag getroud is nie.
Ek breek daardie sielsbande in Jesus naam. En wat jy kan doen is net daar jy staan saggies net sodat jy en die Here dit kan hoor. Noem net daardie name voor hom. Noem net die name van die individue. En die Here maak jou vanaand vry. Here, dankie dat ons elke sielsband voor U kan bring vanaand. Ons gaan nie weer terugdink aan daardie een, en die een en daai een. Dis verby. En U maak ons vanaand vry daarvan. Daai emosionele connection, daai geestelike connection, breek vanaand in Jesus naam. Sê net hardop, sê ek renounce elke sielsband en ek verklaar dit nietig. En ek vra dat U salwing vrystel om hierdie sielsband te breek in Jesus naam. Dankie Vader dat U net kom en elke sielsband vrymaak. Elke sielsband verbreek en ons vrymaak daarvan in Jesus naam. Daar gebeur dit. Slag gebeur. Is dan. Dankie Jesus. Ek glo ons het 'n gees van krankheid aangespreek grootendeels tydens die okkulte, maar ek wil dit net nog steeds doen. Kom ons doen dit net. Ons gaan hom net bid. Ek gaan hom nie eers verduidelik nie. Sê net dankie Jesus dat U 'n gees van krankheid kan breek en wil breek en dit in die woord gedoen het en kom doen dit weer vanaand in my lewe. So ek bekeer my waar ek of my voorgeslagte enigsins geonderwerp het aan 'n gees van krankheid. Bekeer ek my en ek verklaar elke agreement met 'n gees van krankheid nietig in Jesus naam. En ek vra dat U salwing vrystel om hierdie gees van krankheid vanaand te kom breek in my lewe en elke simptoom te verwyder in Jesus naam. Dankie Here. Vader, dankie dat ons kan bid en vra dat U elke gees van krankheid, dit wat nog nie uitgelig is, nou met die okkulte nie, nou oplig en uitlig in Jesus naam. Al daai krankhede, aanhoudend siek, dan dit, dan dat, dan depressie, dan angstigheid, of dit nou mental of emotional is, of dit fisies is, dankie Here, U lig dit uit. Suikersiekte gaan totaal in Jesus naam. Bloeddruk gaan, hartkwale gaan, lewer en nierversaking. Is daar so iemand, lewer en nierversaking? Die Here raak dit nou aan in Jesus naam. Dankie Here. Ek sien hoe die Here iemand se brein rewire. Thank you Jesus. Kom ons bid net so 'n bietjie in die gees op daai ene. Die Here is besig om iets te doen daarso. Thank you Lord, you are rewiring the brains. He's besig om ons breins te rewire. Hallelujah. Dankie Jesus. Thank you Lord, when you rewire our brain, you restore it to factory settings. Dan is ons brein baie meer as wat hy was voordat ons trauma gehad het. Thank you Lord, come and rewire our brain right now. There is a rewiring of your neural pathways right now by the Holy Spirit and the anointed one of God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. A rewiring of brains, of thought patterns. Jy gaan môre anders dink. Jy gaan môre heeltemal anders dink. En dis om die Heilige Gees jou brein begin rewire het vanaand, want jy het hom toestemming gegee om dit te doen. Jy gaan heeltemal anders dink. You're going to have spontaneous thoughts. Moenie teruggaan na die ou gedagtes toe nie. Begin na die nuwe pathways, that new neural pathways, begin to walk in that. Colossense 2 in Engels sê, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human traditions and the basic principles of this world rather than on Christ. Ek wil die 9de, ons gaan nog 2 doen, is 'n gees van godsdiens. Jy weet, 'n gees van godsdiens is die gees wat Jesus gekruisig het. Dis hoe kragtig hy is. 'n Gees van godsdiens het ons Here Jesus aan die kruis gesit. En ek dink ons almal kan onsself bekeer van 'n gees van godsdiens, want ons almal is vatbaar vir dit. So daar waar jy staan, kom ons bid net, sê, dankie Here, dat ek my vanaand kan bekeer van enige godsdienstigheid in Jesus naam. Ek kom teen 'n gees van godsdiens
menslike oorleweringe wat die woord kragteloos maak, menslike tradisies wat nie krag dra nie, wat nie u koninkryk verteenwoordig nie. En ek bekeer van dit en ek breek elke kontrak met dit in Jesus naam. En ek vra dat u salwing vrystel om elke godsdienstige juk te breek in my hart en my huis, en dat die koninkryk sal kom in my hart en huis in Jesus naam. Amen. En dankie Here. Dankie Here dat u godsdienstige gees net aanspreek en uitlig en ons vrymaak daarvan in Jesus naam. Laat doen hy dit nou. Steek net jou hande in die lug en ontvang net die Heilige Gees. Een ding wat 'n godsdienstige gees nie kan hanteer nie, is die Heilige Gees. Dankie Heilige Gees, u doen dit net. Party van u voel, dit word so 'n bietjie warm en die binnekant. Die Heilige Gees is besig om iets uit te lig. Party van u voel daar so las van u af. Dis daai swaar godsdienstige gees wat jy moet perform en jy moet dit doen en dat doen. Die Here lig dit net op. Daar's dit. Van jou denke af. Party van u voel nou kan asemhaal. Ewe skielik voel jy net haal net so diep asem. Kan asemhaal. Die Heilige Gees kom en hy breek enige gees van godsdienst oor ons lewe. Die gees van godsdienst is 'n vorm van godsdienst, maar dit sonder krag. Dankie Heilige Gees. Hy sê in Galasiërs 5 vers 1, hy sê Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan aan vas in hierdie vryheid en moenie julle weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besny, sal Christus vir julle geen betekenis hê nie. Moenie weer onder godsdienst gaan nie, sê hy. Laaste gees wat ek wil aanspreek, en ek het nie tyd om dit te verduidelik nie, is 'n gees van mammon. 'n Gees van die liefde vir geld. Ons weet die liefde vir geld is die wortel van alle kwaad, reg? Ek onthou eendag preek ek oor Gideon en die Here sê vir Gideon breek die altaar van Baal op jou pa se gronde af. En Baal was die Kanaanitiese god van voorspoed, van prosperity. Terwyl Mammon die Assiriese god van prosperity was. So die twee is eintlik dieselfde, het net verskillende name. Jesus sê jy kan nie Mammon en God dien nie. Die Ou Testament sê jy kan nie Baal en God dien nie. En ek preek die dag oor Gideon en ek maak 'n uitnodiging en ek sê die Here wil vandag mense vrymaak van die afgod Baal en Mammon in jou lewe. En na die diens kom 'n besigheidsman na my toe, groot ou. Hy sê my pastoor, toe jy begin praat het oor Mammon, toe begin daar iets in my manifesteer. Hy kom uit die okkulte uit. Hy verstaan daai wêreld. Hy sê iets het in my gemanifesteer. Kan ek jou kom sien vir bevryding? Ons maak 'n afspraak. Ek en een van die ouderlinge bid saam met hom. En ek sit so met hom soos wat ons nou is, pastoor Herman en toe ek sê in die naam van Jesus, gees van Baal gaan. Hy sit op een van hierdie stoele presies so. Daai gees gooi vir hom 5 meter terug die stoel en hy trek, hulle val uit in die muur, spat dit mekaar uit. Ek het nog nooit so 'n sterk gees in my lewe gesien, fisies. Dis is real. Die wêreld, die god van hierdie wêreld is 'n gees van Mammon. En die Here wil ons vanaand vrymaak van 'n gees van Mammon. Wat is Mammon? Mammon sê ek sal God en mense gebruik om geld en goed te kry. Maar wat sê die gees van God? Die gees van liefde sê geld en goed is aan my gegee om God en mense lief te hê en te dien. Amen. Ons almal word blootgestel aan hierdie gees, Mammon. Hy praat met ons elke dag. As ons hand aan ons beursie sit, dan praat hy met ons. Elke dag as ek en jy ons kaart swipe, dan praat daai gees met ons. En vanaand wil die Here ons vrymaak van 'n gees van Mammon. Is dit alright? So bid net saam met my. Kan jou hande in die lug sê. Ek sê dankie Vader God dat U my vanaand vry gaan maak van 'n gees van Mammon in Jesus naam. U het dit duidelik gestel. Ek kan nie U dien en Mammon dien nie. Dis die een of die ander. As U my meester is, dan kan ek meester oor Mammon. Maar as Mammon my meester is, gaan ek van U verwag om my te dien. En dit gaan nie goed uitwerk nie. So ek bekeer my vir enige aanbidding wat ek vir Mammon gegee het. Vir 'n bo-gemiddelde agting wat ek vir geld het, wat ek vir goed het. Ek breek vanaand die heerskappy
wat geld oor my lewe het, wat die gees van Mammon oor my lewe het, in Jesus naam. Langer sal jy nie meer vir my sê, wat ek kan doen, en wat ek nie kan doen nie. Maar God sal vir my sê, wat ek kan doen, en wat ek nie kan doen nie. Mammon, jy sal nie langer voorskryf, wat ek kan doen of nie. Maar ek dien Vader God, en Jesus Christus. En as hulle dit sê, dan verwag ek, dat jy, daardie doel, van God, in my lewe sal dien, en sal finansier, in Jesus naam. Here Jesus, stort die salwing vry, en breek elke juk, van Mammon, van Baal, in Jesus naam. Amen. Amen. Bid dit so vir 'n oomblik saam. Dankie Here dat U hierdie gees van Mammon of Baal uitlig in hierdie oomblik, hierdie liefde vir geld uit ons harte uit, dat U ons vrymaak vanaand, dat iets vanaand verander, dat iets vanaand skuif, dat iets vanaand shift in ons harte en dat U ons waarlik vrymaak in hierdie oomblik, dat van môre af ons anders gaan dink oor geld, ons anders gaan voel oor geld, ons anders ons geld gaan bestuur, dat daar die negatiewe emosies wat gekonnekt is met geld nie meer daar gaan wees nie, maar dat ons aanbidding uitsluitlik aan U sal behoort, ons agting ons uitsluitlik aan U sal behoort. Dankie Here dat U ons waarlik vrymaak vanaand in hierdie oomblik. En daar's vrede. En daar's vrede. En daar's vrede. Bid net so 'n bietjie saggies, daar's nog 'n paar mense wat 'n deurbraak moet beleef hierso. Worstel nog, as dit so warm is en so woelig is hier in jou hart, dan sukkel, dan wil hy nie gaan nie, dan wil hy Mammon nie gaan nie, hy hou so byt so 'n bietjie vas, hy klou vas. Maar dankie Jesus dat U salwing vrystel in hierdie oomblik, nou. En 'n volkome werk en ons waarlik vry maak. Thank you Jesus. U kom doen 'n werk wat ons nooit kan doen nie. U kom doen 'n werk wat slegs U kan doen. Dankie Jesus. Thank you Jesus. Maak ons waarlik vry. Waarlik vry, waarlik vry, waarlik.